Wag, want hierdie verhaal gaan jou hele idee van gebed verander. Wat as ek vir jou sê, daar was 'n man wat 300 kinders gevoer het, sonder geld, sonder voorraad, sonder 'n plan B. En dit is 'n ware verhaal van George Miller in die 1800s. Een oggend stap hy so die weeshuis binne. 300 kinders is reg vir skool, maar daar's niks kos nie. Geen brood, geen melk, geen tafels. Die bestuurder sê vir George, daar's niks vir die kinders om te eet nie. En sy antwoord, rustig, eenvoudig, neem hulle eetkamer toe en wag vir my. Hy stap in, sit saam met die kinders en begin hardop te bid. Dankie Abba Vader vir die kos wat U gaan voorsien. Nie omdat die tafel vol was nie, maar omdat sy hart vol vertroue was dat Vader sal voorsien. Want sien Filippense 4 vers 19 sê, God sal elke behoefte vervul volgens sy rykdom in heerlikheid in Yeshua Messiah. En terwyl hulle nog bid, klop daar iemand aan die deur. Ja, die dorpsbakker staan daar by die deur en hy kon nie slaap nie. En hy sê, ek moes net brood vir julle bring. Kort daarna nog 'n klop, die melkman. Sy wa het gebreek reg voor die weeshuis en hy sê, kan julle die melk gebruik? Anders bederf dit alles. En daardie dag is daar genoeg vir 300 kinders, melk en brood. Maar hier is wat jy moet mooi hoor. George Miller was nie altyd 'n man van geloof nie. Hy was 'n jong man in Duitsland wat gesteel het, gelieg het, gedrink het en gelowiges gespot het. Totdat hy eendag in 'n klein gebedsgroep instap en Abba Vader se liefde hom so aanraak. Daardie nag kniel hy en bid, Jesus vergewe my, was my skoon, ek wil U ken. En van daardie oomblik af verander alles. Hy begin bid, hy leef vir die woord en volg Vader se weë, selfs wanneer almal hom verlaat. Later in Londen raak sy geld op. Hy het geen ondersteuning nie, geen sekerheid nie. Hy sit op 'n bankie soos hierdie en sê, Here, ek het niks meer oor nie. En Abba Vader lei hom weer, elke keer op tyd. Toe sien hy kinders op straat, honger, alleen, verlore en hy begin bid vir 'n weeshuis. Nie net vir kos nie, maar vir alles, vir geboue, personeel, klere en voorsiening. En Abba Vader antwoord, dag na dag, jaar na jaar. En meer as 10,000 kinders het deur sy hande gegaan. Alles deur gebed en totale afhanklikheid. George het gesê, hou Vader se woord in jou een hand en hy sal jou die ander hand sal hy voorsien. Selfs op sy sterfbed het hy nog gebid vir 'n vriend wat hy 63 jaar lank mee teruggesien het. En elke dag het hy vir hom gebid en daardie vriend kom uiteindelik op George se begrafnis tot geloof. George se lewe skree net een waarheid. Abba Vader beantwoord gebede. Nie altyd op jou tyd nie, nie soos jy dink nie, maar altyd getrou. So hier is die vraag vandag. As Abba Vader dit deur George Miller kon doen, wat kan hy nie deur jou en deur jou gebede doen nie? Want sien, geloof begin waar beheer eindig. En gebed is waar hemel en aarde ontmoet. As hierdie boodskap jou geraak het, volg ons page, like die video en deel dit. Tag ook 5 mense in die comments wat dit moet hoor. En staan 'n kans om hierdie week die boek Yeshua uit slawerny te wen. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.